Ek weet nie van jou nie, maar dit voel vir my van verlede jaar af tot nou asof die vliegtuig nog net nie geland het nie. Dit voel of die lewe net een groot gejaagdheid was van verlede jaar af tot nou. Ek het 'n vriend gehad wat altyd gesê het dat wanneer die lewe so gejaagd is, moet jy jouself net daaraan herinner dat God is groot in jou lewe. Mens moet jouself dwing om stil te staan en God weer in die dinge rondom jou raak te sien. Dis nogal sulke belangrike raad. Hy het altyd vir my gesê, op pad werk, jy staan net stil en ruik na die blomme en besef God is groot. Ek lees 'n boek wat iets sê van hierdie gejaagdheid van ons lewens. In die boek Lives Without Balance skryf die skrywers van die glybaan, metaforiese rit in 'n mens se lewe. Dis amper asof as jy vir jou lewe een groot glybaan is wat na onder toe beweeg. En in hierdie glybaan van die lewe het ons stelselmatig beheer verloor en kan ons nie meer keer nie. Dis amper asof ons in hierdie vorm gegiet is wat net na onder toe beweeg. Hulle beskryf ook die lewe op ander metaforiese maniere. Hulle sê byvoorbeeld dat die lewe is soos 'n tredmil baie keer vir baie mense. Ons hardloop of ons staan stil op een plek en ons hardloop net die hele tyd. Ons gaan net deur die roetine van elke dag. Die derde rit wat hulle beskryf is 'n male meele of 'n rollercoaster. Hulle sê dat eendag is ons bo en eendag is ons onder in ons lewe en dit voel nie of ons vorentoe kom of stabiliteit bereik nie. Mahatma Gandhi het op 'n stadium van hierdie glybaan van die lewe gesê dat there is more to life than speeding up. There is more to life than speeding up. En ek dink dis ook so waar. Partykeer is dit net nodig om 'n bietjie stil te raak voor God se grootheid en te besef dat ons moet vashou aan die Here wat so groot en goed is vir ons. Dit is nodig om stil te staan. Psalm 94 vers 18 lees ons juis hiervan. Die psalmdigter beskryf sy lewe ook in so 'n glybaan vorm. Hy sê, Here, dit het vir my gevoel asof my voet gly, maar U het my weer vas en stewig laat staan. En ek dink dis wat belangrik is. Ons moet erken dat dis deur en in ons verhouding met die Here dat ons hierdie goedheid van die lewe weer kan raak sien. Ons kan nie toelaat dat die besige wêreld of die besige werk waarin ek is of waar ek moet klaarmaak met al die dinge by die skool of by die universiteit of waar ek besig is met 'n klomp ander dinge in my lewe, dat hierdie dinge my lewe so vol maak nie. Nee, sê die skrywer van Psalm 94. Dit is belangrik om die grootheid en die goedheid van God in jou lewe weer te vind. Staan stil en kyk 'n bietjie en ruik 'n bietjie die blomme op pad werk toe. Ek hoop jy het 'n mooi week, vol van God se goedheid. Sterkte vir die week.